Jake en Jay, tot ons lekker kry. Dis Hemelbesem hier. Ek hoop julle het 'n voortreffelike tyd sover. Welkom by Doen Dit Net Liggies. Dis 'n show wat soms dinge in 'n ligter lym pak, maar ander kere dan sien jy weer net liggies seker. Bietjie wyshede so nou en dan, eureka moments. Dis episode 2 en vanaand is die woord ouer. Nou, dis 'n woord wat in 'n paar ways obviously kan split en ons gaan hom so organies as moontlik explore. En ek dink 'n mens kan begin deur te sê, as 'n mens ouer raak byvoorbeeld, moet 'n man maar liggies loop. Net ou hak goed uit wat moet vasbly. Nou tyd is som van ons enemy en som van ons vriend. Maar dit is iets wat niks en niemand kan stop nie. Dit is tog maar gewis. Ons raak ouer. En alhoewel tyd, of die konsep van tyd mensgemaak is, jy weet, oor horlosies en sulke goed, ons hou ons maar van alles kategoriseer, is dit wel 'n indikator of 'n indicator van dit wat was en dit wat moontlik nog kom, sou ek so sê. Daai TikTok is iets wat niemand van ons kan escape nie. Jy weet, almal raak ouer. En nou is 'n tyd dat jy weet, toe ek 'n fan was van Maradona, vir wat hy doen met die bal, tot jy hom nou by die laaste World Cup sien, en dink die eerlikheid, is dit wat tyd met 'n man doen. En as hy mooi, jy weet, sinsnede of ding waar ou met die naam van, TD Jakes, waar hy staan en kyk in die fans en hy sien sy seun is besig om te wilskeer, en dan dink jy, jy moet nie die lem gebruik nie, maar dan kyk hy in die spieël na sy seentjie, en sy seentjie kyk in die spieël na hom, wat nou 'n groot man is, en dan sê hy, yes, like het, hulle het mekaar so gesit en kyk, en vir hom, of gestaan en kyk, en vir hom was het, what time will do and undo between us. Nou, hy is vir my so amazing scene, maar niemand kan tyd escape nie, dis nou maar dit. Jy weet, het remind my aan hy scene by die Matrix, waar Agent Smith vir Neo wil tou wys maak oor die onvermydelike. Dan gryp hy hom en hy sê, You hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson. ja, eerens gaan ons maar goodbye sê vir die man in die spieël of die vrou in die spieël, en almal wat ons nou opgekyk het ook. Jy weet, tyd is 'n ding wat 'n mens verander oor die algemeen, volwassenheid verander 'n mens, maar tyd self, ek meen, soos het verby tik, sê hulle mos, the hands of time, somtyds dan high five die hands vir jou, en somtyds klap het jou deur die gesig. Ek meen, sangers byvoorbeeld, wat ons nou gebruik as ikone van vandag, hulle raak oud. Ek meen, just like it, vat hy laaste paar songs, of hy laaste paar jare van Whitney byvoorbeeld, toe hoor ek nie, hoe sê ons, sy het haar tyd gehad. Op whose line is it anyway, het ek eendag hoor 'n man vra, as Sting, die sanger Sting oud raak, wat sal sy naam wees? Stang? ek weet, dink net iemand soos Meatloaf is oud. Hy is nie nou meer Meatloaf wat aanloklik lyk, hy is 'n gemufde Meatloaf. Hemelbesem, sy hare het al lank uitgeval. Ek weet, ek het van al my bang hare ontslaag geraak, sê hulle mos. Nou wat is 'n besem? Sone hare. So ja, ek weet nie, houtsteel raak ook nog al bros. Hy weet, so dis iets wat ons tog moet aanvaar. Maar nou ja, mense gebruik ook tyd om dinge te voorspel, en die sanger, een van my gunsteling sangers, sy naam is Stef Bos, is 'n ou wat so met 'n swaar Nederlandse aksent ook sing, maar geweldige goeie skrywer. Hy het juist die konsep van tyd gebruik om sy voorspellinge te maak oor wat besig is om te broei in Suid-Afrika. Luister net die. Ik rij in mijn kar door die vlakten in die Kaap. Die zon schijnt oor die zee bij Gordons Bar. En ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie langs die pad hoe die veld brandt. Die struggle is voorbij, de nieuwe tijd is lang al daar. Maar die rijkers wordt rijker en die armen krijgt zwaar. En ik zie op die teerpad naar Muizenbergstrand die checks van Kailicha en die plakkerskamp. En ik hoor die tijdbom, tik, 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 die tijdbom, tik.
En die rook hangt Boalanga en die vliegtuig stijgt op. En een zwart man bij die robot wil mij een zonnebril verkopen. Maar wat gaat aan in zijn kop? En wat denkt hij, hoor mij? Want daar was zo bij je beloftes. Maar wat heeft hij gekregen? En ik zou hem willen vragen wie hij is, hoe hij leeft. Maar die robot raakt groen en mijn kar moet bewegen. En die kaap lijkt zo mooi in die zomerzon. En die wind is zo stil, dit voelt of daar een storm gaan komt. En ik luister naar muziek en tap mijn vingers op die steerwheel. Tik, 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 die tijdbom tik. Die tijdbom tik. En die kleuren van die regenboog, weggespoeld door die geweld. Die dictatuur van toe is nou die dictatuur van geld. Die idealen wordt verkoopt, die kapitaal is aan die macht. Steve Biko is moe en draai hemzelf om in zijn graf. Want wat hij ziet, maakt hem ziek. Die tijdbom tik. It's better to die for what I need and will Tijdbom tik. live for what I need and will die. Tijdbom tik. Tik. En jij kan een vol voor die toestand in ieder land. Maar jij kan ook een brug bouwen naar die andere kant. Jij kan naar die TV kijken tot die ochtend ligt. Jij kan jouw ogen sluiten met een sepie of een flik. Maar die tijdbom tik. 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 Mijn kar door die vlakten in die kaap. Die zon schijnt door die zee bij Gordons Bar. Ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. Ik zie in die verte, zie in die toekomst, hoe die land kan branden. Zie hoe die land kan branden. Die tijd wordt, tijd wordt. Oh God, man, what? Is this your shortest fight ever? In any time, amateur, professional ever? Assalamu alaikum, Maida. I don't know, man. Yeah, Lennox Lewis. Lennox, I'm coming for you. And then have this in 7 or 8 seconds? For this fight. I only trained probably 2 weeks or 3 weeks for this fight. I had to bury my best friend, and I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lennox is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Nou dit is die stem van 'n jong Mike Tyson. Hier op Doen Dit Net Liggies saam met Hemelbesem en vanaand se woord wat ons gebruik is dan ouer is die woord. En nou hy split sommer different way. Die split decision wat gaan op hy woord is net amazing. Nou Mike Tyson het hier met 4 nog in die oë gepraat en Hanne wat hulle weg na jou ken. Maar ek meen hy het ook oud geraak, né? Hy het ook oud geraak en nou as jy nou deur social media gaan en jy gaan check die internet, dan gaan jy sien hierdie man voel hy wil weer boks.
op 54-jarige ouderdom, en jy weet, die mense wil ook hê, hy moet boks, want ek meen, ons mis hy glory days van boxing, ek meen, toe die man ons gesatisfy het, so onder 'n minuut, weet, man, ek kan nie nog lang gestaan het met hom, maar dis obviously hoogs gevaarlik, ek meen, ouens, soos Muhammad Ali kan uit sy graf uit daaroor getuig, maar okay, miskien is exhibition boxing dalk 'n go of 'n roep, dit kan dalk werk, maar dit is nog steeds boxing, en jy weet, het is net soos rugby, jy kan nie speel, kontak rugby speel, jy kan dit net nie doen nie, jy moet gefokus wees, jy moet skerp wees, want enigiets kan lelik verkeerd loop, jy kan nie speel deur die toue klim, wat boks aanbetref, nie op die ouderdom nie, ek ben 54 jaar, maar ek ben, ek wens ook, dat hy my verkeerd kan bewys, want die man is lus vir boks, of moet ek sê, hy is lisp vir boks, en wie gaan sy lisp blith? Jy's 'n bonneltjie spiere, jy's Gerry Coetzee. Jy veg vir ons land, daar ver oor die see. Eers was dit die bek, maar hy is nou onder. Tyd woon in die Kaap, hy's mos 'n Caledonner. Tyd woon in die Kaap, hy's mos 'n Caledonner. Gerry se reintjies Coetzee, is die naam wat ou Cali jou noem. Maar as Gerry vir Spinksie pak gee, sal die bek soos ons daai handjies soen. I'm Spinks the vampire, met disco op die rug. Ach, please Muhammad Ali, gee my voortande terug. But watch it, old Gary, die teken was daar. Toe spiekeries in my batu, my tyd verwaar. Toe spiekeries in my batu, my tyd verwaar. Gerry se reintjies Coetzee, is die naam wat ou Cali jou noem. Maar as Gerry vir Spinksie pak gee, sal die bek soos ons daai handjies soen. Nou, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek hier op Facebook. Facebook. Ja, op Facebook. Kyk wat gebeur op Facebook hier so gou vinnig. As ek net so scroll om te kyk of iets daar dalk in my onderwerp van vanaand val, en die onderwerp natuurlik is ouer, en ouer soos ek gesê het, kan enige kant toe swaai, maar ja, ons is by oud word byvoorbeeld, hier is een. Clifford Cliff Peterson sê, of Pieterse sê, groot mense kan sien wanneer jy 10 dae swanger is, but hulle kan nie airtime indrukkie. Dis 'n funny een, kom ons kyk nou nog hierso. Alright, hierso, ons gaan in. Ja, hierso. Warren Armstrong sê, imagine jy lê in die hospitaal en jy sien die dokter praat met 'n begrafnisondernemer en hulle point na jou toe. Oop, dit is iets om aan te dink. Ja, hierso, Enslin Sampson sê, while we were waking up a few hours ago, someone else was taking her last breath. Thank you, Lord. Dit is ook 'n belangrike ding. Jy sien wat ek gesê het, die inevitable gaan met ons almal gebeur. Anyway, en baie van ons is tans in so 'n stryd gewikkel. Kom ons gaan nog aan. Ma B. Camby sê, you were a mother and a father to me. Is iemand wat ook oorlede is. You loved me more than anyone ever did. If life had a rewind button, I would rewind all the days I spent with you. You left a hole in my heart that will never repair. I watched you die and there was nothing I could do. My heart is in pieces right now. I will always love you. Nou dit
is daai diep goed. En jy weet, dit is 'n interessante ding, as ek so by Facebook check, soms elke keer as 'n man so afscroll, dan is daar iemand wat oorlede is, en sulke goed, jy weet, en almal van ons word getref tog deur hierdie dinge, van mense wat sterf en so, en dan sit ons dit op Facebook, en dan sit verby, as iemand lees, en dan sit verby, maar jy besef nie, dat daai goed echo nog steeds daar by daai mense nie, jy weet, soos 'n mens natuurlik, ouer raak. Nou, mense wat ek al verloor het in my lewe, is iemand soos Oupa Thomas, my oupa daar na Makola, en hy is hy proper Nama Boesman manne. Ek weet nie, maar om een of ander rede, het hy die sagste haartjies gehad, maar dit was hy plek bewolk hare. Hy het my broer het hy hare geërf, hulle sê, het lyk soos vliee op die plafon. Jy weet, het is net so plek bewolk. Maar oupa het die weirdste goed gesê, as oupa nou lekker dronk is, in fact, hy het tot op sy laaste dag nog gedrink, as ek het nie mis het nie, maar het was die drank wat hom doodgemaak het, hy sê, moet erger dinge kom vir 'n Nama, om hom te gooi. Maar oupa is 'n besonderse ou, en as hy, voor hy gesterf het, as hy so dronk is, as hy altyd sê, en die sy raad wat hy vir jou gee, as 'n jong man, as sê, you'll never know what you wanna know, what you gotta know, what you have to know. Daai was nou oupa se geweldige raad. Nou ja mense, dit is 'n swaar topic as dit kom by sterfte, en ek wil ook sê, ek het in hierdie tyd het ons ook 'n groot vaderfiguur in my lewe het ons ook verloor, in die vorm van Lionel Daniels daar in Robertson. Baie van julle sal dalk al gehoor het van hom of iets. Hy is maar 'n ou wat 'n baie nederige man was, en maar geweldige werk gedoen in die gemeenskap veral, en ek het toe die nuus nou slaan tussen hart, jy weet, die man ek ken hom nou al hierdie jare, en ek weet, dis 'n man wat met geweldige dryfveer en geloof en sulke goed, maar aan die einde van die dag is dit ook iets wat 'n mens maar wat ons tref. Jy weet, en 'n mens kan nie hierdie klas goeders escape nie. Nou ek het gelukkig so 'n tyd terug het ek 'n storie van hom geskryf, iets half 'n ode aan hom, en ek wil dit graag aan julle voorhou. Dit was vir Taalgenoot gewees, klein bietjie lengthy, maar ek dink, ag man, kom ons, ek gaan dit net lees. Jy weet, en dan ek wil julle moet dink, want dit bly tog by die topic van vanaand. Die ding se naam is Hou Bene Hou, want Pastor Daniel, soos ek hom geken het, hy het sy bene verloor in hy tydperk, maar hierso is dit. Ek het dit geskryf vir die Taalgenoot destyds, en ek lees hom gou vir julle. Ek onthou 'n storie van 'n pa wat sy seentjie dophou terwyl hy met sy heliumballon in die huis speel. Die ballon word vasgehou, dan gelos, en met een styg dit, en dan kom dit tot 'n halt teen die plafon. 'n Stoel word nader getrek, word opgeklim, en die ballon word gehaal. Dan, vanaf die vloer, los hy dit weer, en die verhaal word herhaal. Vir 'n toeskouer uitputtend, maar vir die kind is dit mos nou hemels. The propensity to exalt in the monotonous, sê G.K. Chesterton, is een van die eienskappe wat God en kinders deel. 'n Pa moet hulle optel en swaai, en wanneer die kind neergesit word, wil hy weer geswaai wees. Presies dieselfde aksies, presies dieselfde genot word verskaf, en so put die Skepper ook seker genot uit die feit dat die son weer kan opkom, of dat die golwe kan kom en gaan vir eeue lank, soos die lewe ook dalk. Dousie sing om en om en om, gratis reis om die son, op die rondomtalie van tyd. Dis asof 'n uurglas gevul is met seesand, want hier is ons gestrand. Atletiekbane maak jou ook in sirkels hardloop. Ek het op skool langafstand gedoen, en die basiese doel is om van punt A tot by punt B te kom, voor die res natuurlik, om die prys te wen, die promosie, die diploma, die doel, en in praktyk werk dit seker ook so. As jy verby die skare se kant hardloop tydens 'n wedloop destyds, kon jy hoor hoe hulle jou aanmoedig, gaan skree hulle mos so, hou bene hou, of nog 'n bietjie vorentoe, né? Daai tyd raak 'n mens bewus van jou bene, en 'n mengsel van moegheid en durf meng saam met die bloed wat daarin vloei. Ons raak beslis moeg van die herhaling dalk, want die seentjie se pa vertel verder, hy het eendag besluit om die ballon buitentoe te vat, om die plafon te troef,
en die onvermydelike het gebeur, die inevitable ding. En hierdie keer toe hy dit los, styg die ballon in die hemel in op, en om nooit weer terug te keer nie. Geen stoel is groot genoeg om op te klim, om het te by te kom nie. Dis asof 'n uurglas van tyd gebreek het, en 'n sandkasteel gebou was, met die hoop dat die verblyf tydloos sou wees, maar die dwarsklap van 'n realiteit is vir almal beskore. Ergens op jou reis sal jy wreed ontnigter word. Een van my mentors, Lionel Daniels, is 'n atleet van die lewe. Van Tuka af hardloop hy rond en bond om mense te help in Robertson. Hulle ken hom as 'n onderwyser, 'n predikant en letterlik ook 'n nar. Ja, in sy narkostuum het hy baie kinderharte al bly gemaak. 'n Wolk van getuienisse daar rond hits hom ook aan, hou bene hou. Maar sonder waarskuwing eendag het sterfte en siekte sy huis getref. 'n Paar weke terug was ek vir die eerste keer daar, dit is nou hy tyd, in jare weer by hom. Hy was nog steeds sy ou self, vol motivering en humor. Die enigste ooglopende verskil die keer is dat albei sy bene geamputeer is. Hy het dit in sy stryd teen diabetes verloor. Terwyl ek na sy stories luister van mense wat hy probeer help, besef ek dat hierdie atleet steeds besig is om te hardloop. Dit het my laat dink aan jonk wees, oud word, drome en planne, plafonne wat getroef moet word, wen en verloor. Die seentjie moet 'n ander ballon kry, en Lionel moet letterlik weer sy voete vind. Wat is die kanse? En dan wil ek afeindig dit te sê, wat ook al jou rondom talie is, onthou, terwyl jy stembande het, sing. Terwyl jou gewrigte nog nie pla nie, skryf. Terwyl jy nog bene het, hardloop. Alles daar net 'n paar wat skree, hou bene hou. Hier staan ek, man alleen, vol van murg, vol van been. Geen stoot of geen stamp, maak my bene ooit lam. Dit het ek gekry van die skepper daarbo. In die withuis is ons so geboor en getoe. Hulle staan styf in 'n ry, deels van klip, deels van klei. Die dou van die dak drup op elk gooiingsak. In die kookskerm brou dit van môre tot dou, want ons withuis en hart sal vir ewig bly hou. Nou is daar dreigende wind, wat die string wil afbind. Hoe kan ek dan sommer so weggaan van hier? Want die withuis daarbo is my rots, my plesier. As ek omdraai en kyk hoe ons jare verblyk, die soet en die suur het ons speel verduur. Deur als het die feetjies en spiertjies kom sit, met oogies oopmaak was ons huisie maar wit. Nou is daar dreigende wind, wat die string wil afbind. Hoe kan ek dan sommer so weggaan van hier? Want die withuis daarbo is my rots, my plesier. Nou is daar dreigende wind, wat die string wil afbind. Hoe kan ek dan sommer so weggaan van hier? Want die withuis daarbo is my rots, my plesier. Belangrik, aan die begin van TV in hierdie land toe was daar mense wat mense nou nog onthou, wat kontinenteitaanbieders was. Dis hoe belangrik dit is. Iris Bester, onthou julle, Michael Hobbs,
Vrydag aand het Michael op so gesit, net so voor 6 tyd geknipoog. Almal het gewag daarvoor. Michael gaan knipoog. Knipoog hy. Dis die helfte van Suid-Afrika. Nak dit onmiddellik. Michael. Ons was met min tevrede toe nog. Logne de Kok het ook so begin Dinsdag aande. Hy was 'n kontinuïteitsaanbieder, né? Dis hoe hy bekend geword het. Hy was toe jonk en vol drif. Hy is nou oud en vol klipdrif. Ja, is Casper de Vries daar wat gou vinnig vir ons iets verduidelik in terme van oud word. Voor dit, die wit huisie daarbo van Pieter van 'n Westhuizen, of soos ons hom ken in Namakwaland, sê hulle Pillie van 'n Westhuizen. Dis doen dit net liggies saam met Hemelbesem, 'n show wat gaan oor alles en niks. Dis 'n bietjie van 'n mixed grill en Besem is die man agter die pan. Vandag is 'n bietjie van 'n weighty subject in die sin dat ons praat van ouer. Dis die woord van vandag, is ouer. Nou ek wil ook vandag vir julle sê, asseblief, as julle 'n kansie kry en jy wil graag saamgesels, kontak ons op WhatsApp 078-246-5799 en jy weet, vir alles jy 'n storie het of iets interessant wat jy wil deel, veral rakende vanaand se onderwerp wat gaan oor ouer, en so ek sê, dit is 'n woord wat two-way split, jy weet, jy kan iemand raak ouer, soos ons nou gepraat het, ek meen mense groei, en as jy groei dan, jy weet, sekere goed raak klaar en sekere goed raak oud, en sekere goed raak die sizes werk nie so lekker nie. Ek meen die pens, jy weet, jy begin groei, nuwe goedjies vir jou. As jy jonk is, dan kyk jy, vra hulle ook, jong, het jy mense op jou stasie? Moenie met my praat as jy nog nie mense op jou stasie het nie. Jy weet, en ons raak grys, dinge verander, soos ek sê, dit is wat tyd aan 'n mens doen. Jy weet, hier sit ek nou as in my laat 30s, dan begin ek sien, hier kom 'n vleismoesiekie uit ergens, en neeshare en oorhare, en jy het nie geweet die goed bestaan nie. En Claudia, my vrou het ook eendag vir my gesê, kyk, 'n neus en ore blykbaar hou nie op groei nie. So dit is ook nog 'n ding wat dan aangroei. Ons almal raak hy Pinocchio's. Dis waarom baie groot mense sit en lieg seker vir 'n mens. Of kinders voel so. Ek grap maar. Maar jy weet, ons groei so dat ons soos ons ouer raak, kry ons ook nuwe dinge by. Ek meen, ek sit en kyk altyd na, is vir my altyd soos hy Silver Fox. Karate films back in the day, as jy is groot mense met die grys hare, met die wyse hare, grysheid en wysheid, is hy Silver Fox. Maar ek het ook al gesien, vroumense kry nuwe goed by, jy weet, as 'n man so, destyds so in die Kaap rondgeloop was, sien ek hier, jong, is vroumense wat 'n baartjie kry, en jy weet, extra goedjies, so dit is ook vir my baie interessant, hoe dit werk. Nou, dit so gesê, doen dit net liggies, en onthou, as jy in die middel ingeskakel het by die show, of jy het 'n bietjie, jy weet, kom 'n bietjie later by, of jy wil graag oorluister na van hierdie goed, want jy wil dit scrutinize, jy wil hy nuances vang, dan kan jy ook op my YouTube kanaal gaan, Hemelbesem. As hierdie show klaar is, dan laai ons dit daar op, en jy kan dit daar luister, jy kan dit aflaai ook, maak nie by my saakie, dis maar net ek wat my gedagtes deel. Nou vanaand het ons ook 'n gas, in die vorm van Charlie Peterson. Nou, hierdie is van die ouens wat agter die skerms sy ding al vir jare doen. Hy is al 'n ou, hy was destyds ook die CEO, die Chief Executive Officer van Bloemfontein Celtic. Dit is nou die sokkerklub. Hy is daar in Pretoria gevestig. En so hy het dit gedoen vir 'n tyd, maar deesdae is hy 'n man wat fokus op die ander deel van wat hierdie woord ouer beteken. En dit gaan oor ouerskap. Jy weet, veral vaderskap, wat dit dan betref, en ek as 'n pa natuurlik ook is vir my ook belangrik om altyd na hierdie klas dinge te kyk. So, Charlie het 'n boek uitgebring, en die boek se naam is Groot Word Sonder Pa, en ek het besluit, ek wil ook met hom 'n bietjie chat, en saam met hom gesels oor sy boek, en ek hoop hy kan 'n paar wyshede saam met my deel. So, Charlie, ek wil graag vra dat jy asseblief gou net sommer vir ons vertel ons sommer van die boek Groot Word Sonder 'n Pa, want dit is 'n baie belangrike
onderwerp in Suid-Afrika veral, en daar is konteks wat gegee moet word soms, en veral die mense wat so stereotypeer wat dit aanbetref, is het belangrik om konteks te gee. So ek wil graag by jou hoor, rakende jou boek, gee sommer so 'n opsomming, waaroor gaan dit? My boek, Groot word sonder 'n pa, is om vaderlose kinders te inspireer en te motiveer. Kyk, dit is nie in orde vir ons om sonder paans groot te word nie, maar onthou, as jy in 'n situasie bevind en jy is al reeds daar's niks wat jy kan doen nie, jy is daar en jy moet die beste van 'n saak maak, en ek dank die Here. En dank die Here vir jou lewe. Ek glo ook daaraan dat Jesus het sonder 'n pa groot geword en hy het uitstekend gevaar. Maar wat belangrik is op jou pad en die proses van groot word, kry vir jou positiewe rolmodelle. Jy weet, mense wat jy kan bestudeer, wat dit gemaak het in die lewe, en daar's ook rolmodelle wat dit nie gemaak het, maar wat deurgekom het. Ek meen, hy persoon het miskien nie geld nie, maar hy persoon het dit gemaak. Ja, maar nou jy self 'n pa byvoorbeeld, en ek meen, met ons tipe van agtergrond gaan ek dit nou maar stryd vra en ek so prakties as moontlik vir jou probeer deurgee of so bland as moontlik deur te sê of te vra, ek meen, hoe het jy gemaak om steeds 'n goeie of 'n bestendige pa te wees en te bly, en nog jou eie pa se demons, as ek dit so kan stel, dan ook te fight? Dit is 'n baie moeilike ene, want onthou, jy ken nie eintlik jou pa se demons nie. Jy weet nie waar kom hierdie persoon vandaan, wie is hy, wat het hy gedoen nie. So ek sê altyd, wat belangrik is, vaderlose kinders bly dagliks gevangenes van hulle afwesige paans. So breek weg van die mentality, die hok dat hy jou vasgevang het. Ek het hom baie gehad, ek was baie kwaad vir hom, totdat ek vir myself gesê het dat ek moet hom vergewe, want as ek hom vergewe, dan gaan ek vry wees. En die dag toe ek hom op die ouderdom van 21 jaar gaan opsoek het, was dit 'n kwessie vir my om my eintlik self vry te maak van hom af, en ek het vry geraak. Ek het my eie identiteit gekry, want ek is nie my pa nie, en hy is ook nie ek nie. Wat belangrik is, ontdek jou eie identiteit en beweeg. Beweeg. Ja, kom ek vra vir jou so. Ek weet dit is 'n baie moeilike vraag. Hierdie goed kan 'n mens in 2, 3 of 4 minute antwoord nie, maar kom ek vra so, wat maak jou 'n goeie ouer? Baie belangrike vraag. Wat maak jou 'n goeie ouer? Is work in progress. Ek beloof jou, ons maak foute elke dag. Ons probeer, maar asseblief werk daaraan. Moenie na jou mislukkings, baie van ons gaan deur tye van, ons het miskien swaar groot geword en daar's mislukkings wat jy op die pad gehad het. Ek sê, moenie na jou mislukkings by jou eie kinders kyk nie. As jy dit nie gemaak het as hy sokkerstaar, moet jy nie jou kind dwing om dit te wees wat jy nie kon bereik nie. Laat jou kind sy eie persoon wees, en wees lief vir hulle, maar wees altyd daar vir jou kinders, wees altyd daar vir jou gesin, en wees geduldig met hulle om pa te wees, wat weet hoe om wees 'n pa, en weet hoe om pret te hê met jou kinders, en erken jou foute dat jy dit maak, ons is maar net mens. Ja, natuurlijk. Ek wil tog vir jou vra, is daar enige boodskap? Ek weet jy het die boek geskryf, so mense kan dit ook in die hande kry, Groot word sonder pa, daar is inspirasie daar, maar ek wil tog vir jou vra, wat sou jou boodskap wees aan mense wie vandag voel dat hulle ouerloos is, of wat so geïdentifiseer word as ouerloos? Dit is 'n baie moeilike ene, want ek meen, ons is different gewire, maar wat belangrik is vergewe jouself en wees lief vir jouself. En weet dat dit nie jou fout is dat jy in 'n situasie is, maar die Here weet, ek beloof jou, ons is elkeen met 'n doel gebore. Daar is iets great vir jou iewers, soek dit, ontdek dit, en kry 'n verhouding met Jesus Christus. Okay, Charlie, waar kry 'n mens hierdie boek van jou, Groot word sonder 'n pa? Ek is hier in die Gauteng en Centurion, en as jy nog nie by my is nie, kan ons dit koerier. Ek meen, Pep Stores is vir my die goedkoopste koerier. Is maar net oor R50 wat bygesit word aan die koste van die boek, en die boek is nie om eintlik vir my te verryk nie, maar die boek is eintlik om jou te help. So is baie belangrik dat lees hom, krap deur hom en vra. En ek is op Instagram, ek is op Facebook en ek is op Twitter. Maar my laaste boodskap aan jou is dit, gaan vind jouself, staan op
vaderlose kind, staan op. Moenie vir jouself jammer kry nie, staan op, want ek sê vir jou, there is some greatness in you. Discover yourself and go on the journey of yourself and get what you are supposed to be. Of kom ek sê nee, kom ons los nou die Engels, wees en soek die purpose wat die Here jou voorgestuur het hier op die aarde en God seën vir jou. Remember when you're 18, you go home, your mother and father are waiting for you in the lounge and they, where have you been? And you tune, yeah, chill out, chill out. I just don't know anymore. Your father and I have sacrificed for you. You have no respect. Now, I was the naughtiest hoke in Cape Town. My mother never used to blame me. She used to tune me. You used to be such a good boy. You've changed. Your mother used to fold her arms. I'll have you know, young man. I nearly died giving birth to you. Then your father forgets how to tell the time. Remember that? Shows you his watch. What bloody time do you call this? Jenny en Tony wou nie geluister het nie. Nou moet ons 'n sad story vertel. Mommy en Daddy het baie gepraat, maar het was te laat. Oh, dit was te laat. As ek met Jenny so 'n check kry, sorry vir die girl. All around the world loves diamonds and pearls and said he looks papa. And every person in die boek met 'n BM en 'n brasa with sy voet in die hoek. Dat is the same elke week. Het sy 'n ander ou. Ek dink dis het geplan om al liewe so te bou. 21 years old, 3 kinders op 'n strip. Week na week het dat aan die wa gepriek. Dis dangerous op uit 'n kind se biete wakker slaap. Maar se boere word toe baie na ja, sy het Jesus nodig om die liewe deur te gaan. Nee, wag maar, as jy weer bitter op die dansbaan. Simon Jenny, die woorde van 'n broer Lenny. Sy treat hom slecht as 'n enemy, wat is eintlik 'n best friend. Remember me jou boetie, ek was lief vir jou, wou doen sy ook nie goedie. Ja, al sy my nie groetie. Za, julle raak nou erg boring. Stop preaching to me about a Jesus story. Sarah op jou bek, blees lag stil. Kan sy nie sien, ek is op pad om te gaan sol. Jenny het die rekening gehou met wat sy doen nie. Sy kan mos sien met jakke ou gaan lê en soenie. Maar het vaak gesê gebruik liewe voor behoed. Wat sy bly moslim, hoe gebruik man liever die goed. Arme mama, sy het haar kinders zwaar goed gemaakt. Hulle stop die straat wat soggens moeders aanslaat. Ma se praat en slaan er uit die vir gepaard. Want Jenny het nooit geluister na ma se goeie raad. Weet jy wat? Jenny raak toe skielik siek. Ek daar nie van dat toe na die local kliniek. Die dokters en mense daar ondersoek. En sy bly naar en sy spoeg net bloed. Hulle stuur haar toe na Tygerberg. Toe sy gedoen want het was serieus. Jenny kon toe terug skoon sy alle girl. Sy wou niks weet van ouwens op parties en til. Maar kon toe terug met rane en ouwe. Het lyk vir my maar iets verloor. Bed nieuws en maar van kan sy grys bed nieuws. Ons het Jenny het uit. Sy moet luister vir jou ma. Sy moet luister vir jou pa. As hulle met jou praat, hoe koraak sy kwaad. Sy moet luister vir jou ma. Sy moet luister vir jou pa. As hulle met jou praat, hoe koraak sy kwaad. Dangerous, die greetings van ou Tony. At sy jou meters op hy kampe onvermijdelik. Al sy braas is ook net tydelike van ou Tony doen kwaad. Hy doen het sommer vrylik. Hoorie my broer, hy ken elke vloek in die boek. Hy bly dik geroek en hy soek net bloed. Hy sê altyd nog Holland as hy iemand aanrand. Die ander dag steek jy man so joint aan die brand. Omgou het sy kind goed opgevoed. Stille wat is diepe grond, onder daar hy die duivel rond. Dus ongezond, wat kom als uit sy mond. Hy praat met sy ouwes, ja, net soos met die hond. Wat gaan van een woord, ho, mighty Lord. Sy dan die bid voor wat so gespoeders aanslaat. Maar Tony bly op sy eie missie. Hy soek niks te doen met hierdie Jesus man. Hy is nog jonk, ek het nog amper jake tronk. Rape draag midden in the first degree. Hy kan God redig dank vir amnestie. Lord
God bless me was Tony se woorde in die verlede. Van op pad tyd het hy jou heilige liewe. Sy sondes was vergiewe en as was toe alright, maar hy soep, katoep, was te lekker en hy toe gebekslaag. Redzi, say Uncle and Freddy, word Tony se vermurder in the first degree. We said, very said, die honde in die gat het ons nog maar ja, nog gaan met de 28. Raak wys sy kyk. 1, 2, 3. Toe klap die vuiste, baseball bats en guns. Tony blaas die braad hier die bos, nou sit hy in groot gemors. Maar dis die Ali, hy boonop nog die braas se keel gesny. Dink julle Tony gaat am mens te kry? Nog nie gesien nie my broer, nee, nog nie gesien nie. Sy moet luister vir jou ma, sy moet luister vir jou pa. As hulle met jou praat, hoe raak sy kwaad. Sy moet luister vir jou ma, sy moet luister vir jou pa. As hulle met jou praat, hoe raak sy kwaad. Sy moet luister vir jou ma, sy moet luister vir jou pa. Sy moet luister vir jou ma, sy moet luister vir jou pa. Luister van jou ma, luister van jou pa. Hulle met jou praat, hoe raak sy kwaad. Luister van jou ma, luister van jou pa. Hulle met jou praat, hoe raak sy kwaad. Luister van jou ma, luister van jou pa. Hulle met jou praat, hoe raak sy kwaad. Luister van jou ma, luister van jou pa. Hulle met jou praat, hoe raak jou kwaad. Die laities maak hulle nekke styf. Paan maar gaat hulle te lyf. Maar hulle wil nie worry. Hulle wil nie worry. Luister vir jou ma. Oupa, ouma, kind gaan basically oor vriendskappe wat sy verloor het. Vriendskappe van vriende wat saam met hoe groot geraak het. Vriende wat saam met hoe gestruggle het. Meeste van ons wat so gestruggle het, maar basically sonder 'n pa groot geraak. En basically 80% van my vriende, ons het by ons oupas of oumas of albei saam gebly. Dus so kom die trek sy naam oupa, ouma kind ook is. So is basically vriende wat sy verloor het, wat saam met hoe groot geraak het. Maar is nie sy het hulle nie verloor deur die dood he. Sy het hulle verloor deur circumstances. Die vriende lewe nog, maar die vriendskappe is dood. Party was van drugs weg van jou af vervat. Party was van nuwe verhouding af weg van jou af vervat. Party was van geld weg van jou af vervat. Ja, hy is basically oupa, ouma kind. Kijk, met braaskap kan ik het verstaan, man. Braaskap is maar net braaskap. Ze meet mekaar misschien bij die school, is hem op bra. Maar broerskap is een hele ander ding. Dat is te diep. We zijn samen groot geraakt, samen beklei, samen alles gedoen. Zo, ik verstaan niet. Hoe is nou kan brood breek en morgen oor morgen lopen ze net voorbij mekaar he. Omdat ze een nieuwe vrouw heeft of meer kroon heeft. Nee, klein paalkies, was die game wat ons gespeel het. Altyd sy gekry as ons spanne opgedeel het. Toe gaan raak die game bevelig, wat ek kreeg speel alleenig. Die tyd wat meisies en nou gaat peisies gearriveer het. Leer en tel is op van die verkeer is van die straat. Pleeg broers raad, pleeg vir die raad. Wat sy het was geskep, sy moet aankappen baat. Wat ek 'n week om check, doet my etiket verlaat. Jare na die gebesef, ek was in die fris, was nie nodig om te stress. Die skade, as aan susieres, brand die visies en ambities in 'n pyp en weg. Die split van die hoek, bring die worries van die man. Die druk van haar moed, kom met spoed in die aan. Die druk van die bloed, word verdun van die skaam. So die trip van die hoek, vat net manskappe saam. Trane, van 'n oupa, ouma kind. Passie broese, van 'n oupa, ouma kind. In die strome, kom die oupa, ouma kind. Is maar moeilik, van 'n oupa, ouma kind. Trane, van 'n oupa, ouma kind. As die broese, saam jou in die water spring.
sy gaan dit nie los, maar hy spring en bring ding, het dit opgemors. Is blind as die skool hoef jou huis toe pos. Van die skoolfonds geld het gehelp vir kos. Jou regte maat, maar 'n plak genga. En jou regte paad, net die saad gedra. Is waar, maar Onnies het dit nooit gevra. Ja, is swaar, as 'n lei die duim moet dra. Vader lei nie game getrain, seconds hy no toppies. Sy kry van my, sy kyk verby, sy liggie in sy koppie. Hoe hy bek gespeer, gaan nie visie met sy poppie. Ons het destijds geleerd, jy moet recht kies. Die motsie van die boks van 'n vrou is verleidelik. En die dop van 'n ou is net tydelik. Die wiel draai is onvermijdelik. So op die long run kry mekaar duidelik. Trane van 'n oupa ouma kind, was die broese van 'n oupa ouma kind. In die strome, kom die oupa ouma kind, is maar moeilik van 'n oupa ouma kind. Trane van 'n oupa ouma kind, as die broese saam jou in die water spring. En die strome die hele braas uitbring, is maar moeilik as die in die straat in klim. Trane, oupa ouma kind, as die groen is, bied die kilodrade bind. En dan moede, moet sy maar die snaakses vind. Is maar moeilik as die aan die skades dink. Trane, was van broese, ja, dit is moeilijk. Die stroom is moeilijk. Trane, opa, oma, as ons afkoel en die ene praat te slim. As het zo komt, klim we met de wapen in. Is maar moeilijk as ons zeker water drink. Trane, van my broese, alles is as die Judas voor die magistraten sing. En die usuals met die selle kaarten klim. Is maar moeilijk as is maar moeilik, ja. Opa, ouma, kind. En dit was Aiksa Alipad van Narraville. Daar is haar verby Walvisbaai se kant in Namibia. Ja mense, ons mense is oral. Ons mense is oral. Dus doen dit net liggies saam met Hemel Besem asseblief. Jy weet, soms moet 'n mens ligter na die swaar dinge, ligter na die lewe kyk, sal ek sê, en dan so 'n lig weer. Dis doen dit net liggies, so moenie swaar terugval nie. Dit is saam met Hemel Besem. En onthou, as jy van hierdie goed mis, of van hierdie songs klein bietjie te vinnig vir jou, of sekere goed wil jy weer vang en 'n bietjie stadiger luister, ek laai dit weer op YouTube na die tyd. So gaan net na my kanaal toe daar, Hemel Besem, dan kan jy dit daar kry. En asseblief maak kontak saam met my. Ek sal met graagte met julle graag wil gesels. Sommer op WhatsApp 078 2465799. Jy kan daar so met my kontak maak. As jy 'n videoetjie wil stuur, saam met gesels, 'n audio klip wil stuur, voice notes, maak die saakie bro, ons werk hom in. Dit is vir my so 'n voorreg om dan ook saam met julle te kan chat op hierdie show. Dis episode 2 en die woord vir die dag is ouer. En dit is dan ook, jy weet, soos Charlie gepraat het daar, en Aiksa voor sy song nou gelaunch het, of gespeel het hy ook verduidelik dat hy is 'n oupa, ouma kind. Jy weet, en dit is ook wat gebeur, hierdie COVID-19 ding, die mense wat meer vatbaar is vir die virus en so aan, is die neiging wat het toon en wat statistieke toon globaal, is natuurlik ook as ouer mense. So, hou dit in gedagte, en jy weet, dit is van die dinge, jy kan dinge leer. Mike Murdoch het eendag gesê, wat ek nogal like, en hy het gesê dat you can gain wisdom through 2 ways. En die eerste manier hoe 'n mens wysheid kan kry, is om natuurlik deur ervaring te gaan. En dit ervaring sê vir jou, mense kom deur 'n spesifieke ouderdom, hulle het ouer geraak, hulle het baie foute gemaak, en nou het hulle hierdie informasie. Maar die ander manier is makliker, maar dit is iets wat is 'n pad of 'n weg wat mense nie kies sommer nie, en dit is om by ander mense, deur ander mense se ervaring te leer, en dit slegs toe te pas, die room van dit, jy kan dit basies net skep van hulle af, maar ons wil nie dit doen nie, want ons wil dit self ervaar. Dit is mos hoe hierdie saak werk. So dit was Aiksa gewees met Opa, Ouma Kind, sy nuwe song, kan ook gaan check daar op Facebook waar hierdie man in die ronde is IXA. Dit is hoe julle sy naam spel as julle vir hom gaan soek op Reverb Nation of op Facebook. Ja, alles raak ouer en ons raak groter en al hierdie dinge. Dit is so 'n belangrike konsep vir my om te raak, en ek weet dit is bietjie weighty, dit is bietjie gewigtig vir 'n saak soos die, maar mense, dit is tog belangrik. Alles groei, alles verander, alles raak ouer. Vat maar taal ook byvoorbeeld. Nou praat ons van argaïese uitdrukkings van destyds hoe mense in Afrikaans gepraat het, maar ons praat nie nou meer so nie. As jy in Nederland toe gaan, dan sal die mense vir jou daar
daar sê, julle praat 'n ou Nederlands, jy praat 'n ou Nederlands. Maar eintlik is dit weer vir ons nie. En dit wat ons mense byvoorbeeld ook na die taal toe bring, dit skiet weer die taal in 'n hele ander rigting in. So dit is vir my lekker. Vat Engels byvoorbeeld in jou William Shakespeare tyd. Niemand praat meer soos 'n William Shakespeare nie. Imagine they kom op by die Bobby en they sê vir die Bobby, I wanteth a packeth op with the La Bamba beefeth. Niemand praat meer so nie. Het so, dit is ander tipe Engels. Selfs die Bybel, as jy, ek meen, hier Charlie nou 'n bietjie Bybel goed gepraat en jy weet, as jy daarna gaan kyk, gaan jy ook sien dat jy weet, Bybelse weergawe het verander om aan te pas sodat mense verstaanbaarheid rondom taal, om konteks te gee en sulke goed. En ja, dis klomp debatable goed, maar dit is interessant. Ek meen, imagine, jy gaan nou na die ou Bybel toe, die ou King James en hy klas goede, dan gaan jy hoor, as jy het vandag moet quote, in 'n kerk, in die tuinroete, in Oudtshoorn, en jy lees hom in Engels, hoor net gou die, dit mense gaan skaam raak. Hoor net gou. Exodus 23 vers 12 KJV, hy sê. Exodus chapter 23. If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. I guess he was the son of a preacher man. The only one who could ever move me sweet was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. The your mama joke, your mama's so ugly, your mama's so fat, your mama's so tall, your mama's so dumb, is a classic joke. And it's amazing to find new ones year after year. Your mama's so short, you can see her feet on her driver's license. Your mama's so old, her birth certificate says expired. Yeah. Your mama's so old, she sat behind Jesus in the 3rd grade. Your mama's so old, she waited tables at the Last Supper. You be careful what you say about my mama, because your mama's so ugly, the last time she heard a whistle was when she got hit by a train. When your mama was born, the doctor slapped her parents. Your mama smells so bad, speed stick slowed down and stopped. Huh? Your mama's glasses are so thick that when she looks on a map, she can see people waving. Your mama's so dumb, she failed a survey. She's so dumb, she sits on the TV and watches the couch. That one actually hurt a little. That's your mama.
just fooling around. Cut it out. Your mama's so dumb. If my dog was as dumb as your mama, he'd walk backwards and wag his tail. You must mean wag his head. Wag his head. Or did you mean shave his head and call it his butt? You know why? Your mama's so ugly, she goes in a strip joint, they pay her to keep her clothes on. That sent me to college. Your mama's so ugly, she uses a line of makeup called Why Bother? Your mama's so ugly, the psychiatrist makes her lie face down. She's so ugly, when she walks into a bank, they turn off the cameras. Your mama's so fat, her shadow weighs 100 pounds. Your mama's so fat, she puts mayonnaise on her aspirin. No. Your mama. Your mama. Mini Keeler. Your mama's blood type is ragu. Oh. Ja, mens moet soms liggies hierdie dinge tackle, die swaar dele van die lewe, want wat baat dit? Jy weet, tyd gaan aan, soos ek sê, TikTok, niks kan dit verander nie, behalwe dit wat dit verander. Ons kan nie die tyd verander nie, maar die tyd verander alles om ons. Nou ja, dit is Hemelbesem, met Doen Dit Liggies, soos ons staan hier na einde se kant toe, en vanaand se woord was ouer, en ons het dit geïnterpreteer, of ek het dit geïnterpreteer, op verskillende maniere. Som van die goed was 'n bietjie gewigtig, ander goed was 'n bietjie ligter, en soms moet 'n mens hierdie dinge ligter maak. Nou mense, asseblief, maak kontak saam met my, 078-246-5799, som op WhatsApp, of gaan op my Facebook, Hemelbesem, en dan kan ons daar 'n bietjie chat. Maar ja, dit is die einde van die program. As jy ook 'n storie het, wat jy graag wil deel, of iemand interessant wat jy graag wil hê, ek moet 'n voice gee op hierdie show, dan sal ek dit met graag te doen. Ons is 'n alles show en 'n niks show. Is 'n bietjie van 'n mix grill, maar Besem is die man agter die pan. Jy weet, ons gooi hy mix, hy spices by, ons is gemix, ons mix alles ook om ons om 'n bittere flavor te gee. Nou ja, dit is die einde vir my, mense. Onthou ook, as jy hierdie show 'n bietjie gemis het, of jy het laat ingetune vanaand, dan wil ek tog sê, gaan op my YouTube kanaal, ek gaan soek net vir Hemelbesem, en dan subscribe daar so, en check sommer die show. Ek laai hom sommer onmiddellik daar ook op. Nou, een van die ouens wat ek baie waardeer, is 'n ou met die naam van Ravi Zacharias. Hy is ook 'n maand of wat nou al terug gelede oorlede, soos tyd nou maar gaan, en ek gedink, dit is net fitting om dan die show af te sluit saam met hom. Tot volgende week, ek is Hemelbesem, bye bye. He looked at the children of Israel, and as he brought them out of Egypt in that salvific symbolism, and then gave them the 10 commandments to give them their identity at Sinai, the first and the most important one was, thou shalt have no other gods before me. On the basis of that, Israel was to find her definitive nature. Number 2, he says to them, you shall not make unto yourself any graven image. Number 3, he says, you shall not take my name in vain. And he proceeds with the Sabbath, and as he moves from these 4, the whole idea of the uniqueness and the exclusivity of God, suddenly he breaks away to this simple little statement, honor your father and your mother. Then he tells them not to kill. Then he says, do not commit adultery. Then he tells them not to steal, not to bear false witness, and not to covet. And you know what I find fascinating? Bridging those first 4 with the last 5 is that marvelous pivot that stands in the middle. Honor your father and your mother. So I did something with that. I have scores of volumes on world religions. Do you know what they all have in common? Every religion, from Hinduism to Buddhism to Sikhism to Christianity to Islam, every one of them has one common factor: to honor your parents. And on the basis of that, God would say to them, how come you have not taken care of the fatherless? How come you have not taken care of the poor and the homeless, those who have nobody to call mom and dad, nobody to call brother and sister? Do you see where God's coming from? As soon as he gives them their identity, he shows them who he is and shows them the sacredness and the sanctity of the human family. Modern day induction in secularism doesn't even know what family means anymore. We are actually told by modern day psychological theories that we are allowed to hate and dislike our parents if so we choose. We are told that somehow the aged and those who have gone on don't know as much as we do in our younger years.
But you go back and read the Holy Scriptures, and you read almost any sacred text from anywhere, you will see the reverence that is given to the elderly and those who have lived, so on, and particularly funneling it down into the home.